Ons maak vanoggend die woord van die Here oop by Psalm 116. Terwyl die van u wat Bybels hierso het, dit opsoek, wil ek vir u net so 'n bietjie van die agtergrond van Psalm 116 deel. Dis nie net 'n mooi gedig nie, maar dis 'n reaksie op 'n werklike historiese situasie, op 'n krisis. Ongelukkig sê die Psalm nie vir ons wat die krisis was nie, maar iemand het hom in 'n lewensgevaarlike situasie bevind, en of dit nou deur vyande was of siekte, dit weet ons nie, maar die feit is dat die persoon by die genade van God die situasie kon oorleef, en daarna is hy vol dankbaarheid vir God se goedheid vir sy lewe. Ons sien in Psalm 116 'n gelowige wat terugkyk na 'n krisis en besef hoe dat God hom gered het. En sy reaksie is nie net emosioneel nie, maar prakties. Die besef dat God sy lewe gered het, verander sy lewe. Hy rig sy lewe nou in met 'n spesifieke, gesonde geestelike gewoontes. Ons lees vanaf vers 1. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my oomsluit. Doodsangs het my aangegryp, ek het benoud en bekommerd geraak. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. U het my van die dood gered, u het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in u bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my, en toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en in die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al u dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil u loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. In die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. 'n Bietjie van die agtergrond van hierdie Psalm. Die skrywer is onbekend. Sommige mense dink dit kon dalk koning Dawid wees. Ander dink dit kon dalk koning Hizkia wees wat ook psalms geskryf het. My feit is, ons weet nie met sekerheid nie. Die Psalm selfs gee nie leidrade daaroor nie. Maar die Psalm gee vir ons leidrade oor die historiese situasie waarin die skrywer homself bevind het. Hy het 'n naby dood ervaring belewe. Nou in die nabye ooste in die oudheid is siekte en dood dikwels gesien as 'n fisiese vyand wat jou vaskeer en wat alles van jou wegvat. Vers 3 praat van bande van die dood en angs van die doderyk. Party mense meen dat die skrywer was waarskynlik op 'n sterfbed, baie siek gewees, of hy herstel na 'n besering, maar in elk geval, in daardie tyd is siekte gesien as 'n straf van God. Die digter sê in sy angs, alle mense is leenaars, met ander woorde, daar's in hierdie situasie geen mens op wie ek nou kan staat maak nie. En dan herstel hy. Hy word beter. En die Psalm is geskrywe nadat die krisis verby is en die digter het gesond geword
Nou is sy hart vol dankbaarheid en blydskap omdat hy weer gesond kan wees en nog kan lewe. En hy is op pad tempel toe om 'n dankoffer te bring. 'n Dankoffer is nie 'n voorgeskrewe offer nie, dis 'n vrywillige offer. Jy gee dit nie omdat jy moet nie, maar omdat jy wil, om te sê dankie. En 'n dankoffer was nie net van die individu se kant nie. Hy het sy hele familie uitgenooi en sommer almal wat daar in die tempel was, het kom saam kuier en saam gevier oor die beterskap wat hy gehad het. Ons as mense vandag is 'n soort van introvert. Ons trek ons terug in. Jy wil alleen iets doen sonder om die ander gelowiges by te trek. Die priester het ook deelgeneem aan hierdie dankoffer en hy het gewoonlik 'n beker gehad waarin daar wyn gegooi is en dan het hy dit omhoog gehou en God geëer en gedank en daarna is die beker met wyn op die grond uitgegooi. En hulle het dit 'n bringoffer genoem. Psalm 116 vers 12 is ons teksvers vanoggend. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Elkeen van u kan sekerlik getuig dat God in jou lewe jou ook al goeie dinge gedoen het. Hoe sê jy vir die Here dankie? Dankie, ek waardeer wat u vir my doen. Dankie vir al die seëninge wat ek ontvang. Dankie vir my gesondheid. Dankie vir my gespaarde lewe. Here, sê ons dankie. En dit is die vraag waaroor hierdie Psalm gaan. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Maar ek het die Here lief, want hy hoor my stem. Solank ek leef, sal ek hom aanroep. Die kern van die Psalm is 'n gesonde geestelike lewe is nodig vir ons daaglikse lewe en reaksie op God se genade. Wie weet wat die Egiptiese Al-Hel? Het jy al ooit daarvan gehoor? Egiptiese Al-Hel. Psalm 116 is deel van die Egiptiese Al-Hel. En die Al-Hel bestaan uit Psalms 113 tot 118. En dit is psalms wat spesifiek by die Paasfees gesing is. Want onthou die psalmboek was liedere. Ongelukkig weet ons vandag nie meer hoe die melodieë geklink het nie. Die melodieë het verlore geraak, maar ons het nog die woorde. As die mense by 'n Paasfees dank aan God betuig omdat hulle uit Egipte uit bevry het, dan het hulle hierdie hoofstukke gesing, Psalm 113 tot 118. En deur die eeue is hierdie psalms dan gebruik om God te loof vir sy verlossing. Maar ek wil u nou so 1000 jaar later vat na die tyd van Jesus toe. Nie die tyd toe die psalm geskryf is nie, die tyd van Jesus. Dink jouself in daardie laaste donderdag aand. Jesus het daardie week spesiaal die moeite gedoen om na Jerusalem te gaan vir die Paasfees, want dit was vir al die Jode ontsettend belangrik om die Paasfees by te woon. Dan sê daar was tot meer as 1 miljoen Jode met Paasfees in Jerusalem gewees. En ons dink onsself nou in daardie laaste aand van Jesus se lewe op aarde. Dis donderdag aand. Dis laat, dis donker. Jesus en sy disippels sit in 'n bokkamer in 'n donker vertrek. Teen die mure flikker daar 'n paar ligte van kandelare. Rondom 'n tafel sit daar 12 manne saam met Jesus. En die atmosfeer is vol spanning. Dis hartseer. Daar's onsekerheid. Jesus het so pas vir hulle gesê, ek gaan weg, Johannes 14. Hulle is geskok, hulle is ontsteld, hulle is hartseer, maar waarheen gaan u, Here? Kan ons nie nou saam gaan nie? En dan kom 'n volgende skok. Jesus sê vir hulle, een van julle gaan my verraai. En hulle kyk na mekaar. Is dit ek, Here? Is dit miskien ek? En Judas vra ook, is dit ek? En hy weet dit is hy. Dan deel Jesus met hulle sy liggaam wat gebreek is en sy bloed wat vergiet gaan word. Hy koppel die tekens aan die Pasga in die brood
en die wyn verteenwoordig sy liggaam. Pasga maaltyd nader sy einde, maar net voor hulle opstaan om uit te stap, op pad na die tuin van Getsemane, waar die soldate Jesus gevange gaan neem, waarna die kruiswag en die marteling, dan doen hulle iets wat dalk vreemd klink. Jesus sê vir hulle, kom ons sing saam. En hy sing saam met hulle 'n loflied. En wat is die loflied wat hy sing? Psalm 116. Dis wat ons vandag gelees het. Dink net daaraan. Terwyl Jesus weet, ek word vandag in hegtenis geneem. Ek word verhoor. Daar's vals aanklagte teen my. Ek gaan skuldig bevind word. Ek gaan gemartel word, gegesel word. Ek gaan aan 'n kruishout vasgekap word en daar hang totdat ek sterf. Sing Jesus. Ek sal die Here aanroep, solank ek leef. Die bande van die dood het my omring. Kan jy dink, as jy weet, jy sterf binne 'n paar uur en jy sing hierdie woorde, die bande van die dood omring my. Dink nie, mens voel baie lekker op daai oomblik nie. Ek sal die beker van verlossing opneem. Met ander woorde, ek gaan die verlossing van die wêreld bewerkstellig. Jesus het geweet dat hy eers die beker van God se toorn moet inneem. God se toorn sal hy moet op sy lyf ervaar en betaal daarvoor, totdat vir alle sonde betaal is. Sodat ons eendag die beker van verlossing kan vashou. Hy het geweet wat dit hom gaan kos. Hy het geweet van die marteling in die kruis. So hierdie Psalm is nie 'n goedkoop Psalm, 'n mooi gediggie wat geskryf is deur iemand wat op 'n veilige plek gesit het. Dis tel van 'n lewenskrisis. Die oorspronklike skrywer was sterwend, omring deur vyande, emosioneel platgeslaan. Maar toe God hom red, het hy nie net gesê baie dankie en aangegaan met sy lewe en vergeet wat agter is nie. Hy het besef, nou kan my lewe nooit weer dieselfde wees nie. Hierdie situasie het my totale lewe verander, totaal verander. Ek wil nou tot eer van die Here lewe. Nou Psalm 116 lig vir ons 'n paar belangrike beginsels uit wat ons op ons eie lewe kan gaan toepas. Ons gaan kyk, hoe kan ons dit doen aan die hand van hierdie Psalm. So nadat hulle die loflied gesing het, dan sê Matteus 26 vir ons, het hulle na die Olyfberg gegaan waar Jesus gaan bid het en waar hy gevange geneem is en verraai is. Maar die sentrale vraag van hierdie Psalm, kom ons terug by vers 12, wat sal ek die Here gee vir al sy goedhartigheid aan my? Dit is nie 'n maklike vraag om te antwoord nie. Wat kan opweeg teen die lewe en dood van Jesus? Wat kan jy gee wat daarmee vergelyk kan word? Geen geld, geen persentjie nie. My lewe, jou lewe, al wat ons kan gee vir die Here. So die skrywer van die Psalm maak 'n doelbewuste keuse om sy lewe in te rig op 'n nuwe manier met gesonde gewoontes. Hy kies doelbewus om anders te leef, om anders te bid, om anders te dien. Daar's 4 beginsels wat ek met u wil deel. Net soos die psalmis en net soos Jesus in daardie bokkamer word ons vandag ook uitgedaag. As God vir ons goed was, as hy ons gered het, hoe lyk my daaglikse lewe? Kan God werklik in my lewe sien en jou lewe sien dat jy besig is om te eer, dat dit jou ideaal is om tot sy eer te lewe? Dat jy 'n getuie vir hom is wat ander mense nader aan hom trek met jou lewenswyse en jy is nie besig om hulle af te stoot, dat hulle sou sê, maar as ek na daai mens kyk, dan wil ek nie soos hy of sy wees nie. As dit is hoe 'n Christen is,
dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Die eerste gewoonte is die gewoonte van intieme gebed. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Die psalmis begin sy loflied met hierdie woorde: Ek het die Here lief, want hy luister na my. God hou sy hand van genade oor my lewe. Ons moet mooi kyk na wat dit vir ons voorstel. As 'n mens na die ou vertalings gaan in die Hebreëus, wat nou nie 'n vertaling is nie, maar die oorspronklike taal waarin dit geskrywe is, dan sê dit letterlik dat God het sy oor afgebuig om te luister. So hy sê, hy verhoor my smeekgebede, God het sy oor afgebuig. Dit is soos as jy 'n kind het wat siek is en sy stemmetjie is hees en hy kan nie lekker praat nie en jy buig af om te luister wat hy vir jou sê. Mamma of pappa, my keel is seer, ek voel nie lekker nie. God kom nader in ons. Die psalmis het op sy sterfbed gelê. Hy het skaars die krag gehad om te praat, maar God het na hom gekom om te hoor wat hy sê. Jesus het hierdie gewoonte van gebed geken. Daar in die bokkamer het hy geweet dat die grootste storm van sy lewe op pad is. En wat doen hy? Hy sing, ek sal die Here al my dae aanroep. En net 'n uur daarna sien ons hom in Getsemane, waar hy daardie gewoonte beoefen van gebed. Hy sê vir sy disippels, bid julle saam hier eenkant, maar ek wil alleen met my Vader gaan gesels, en hy gaan en hy bid baie, baie ernstig. Maar so lank, dat toe hy terugkom het die disippels aan die slaap geraak. Het hulle wakker, en hy gaan weer bid. En hy kom terug, en hy slaap. En hy skud hulle wakker, en hy gaan weer bid. Dit was vir Jesus baie, baie belangrik en baie ernstig, om met sy Vader in kontak te wees. Nou as ons dink, dat die Seun van God, dat dit vir hom so belangrik is, om voortdurend in kontak en gesprek met sy hemelse Vader te wees, hoeveel te meer is dit nie vir ons as gewone, klein mensies belangrik, om met God in kontak te kom nie, om 'n verhouding met hom te bou nie. 'n Gesonde geestelike lewe begin by die gewoonte van intieme gebed, voortdurende kontak met God, gesprek met hom. Jy kan maar in skietgebedjies ook met die Here gesels deur die dag. Here, die son skyn baie mooi op daai wolke. Ja, het die natuur pragtig gemaak. Dankie dat die kerk my nie gestamp het nie. Dankie vir u genade. Dankie vir u goedheid. Ons kan deur die dag met hom kommunikeer. Maak 'n gewoonte daarvan om aanhoudend met hom te gesels en jou verhouding met hom sal verdiep. Vir party mense is gebed 'n noodwiel. Ek haal dit uit as daar moeilikheid is. En as dit weer goed gaan, dan vergeet ek van die Here. Gebed is 'n lewenslange gewoonte. Solank ek lewe, skryf die psalmis. Ons dink baie dikwels aan gebed as 'n lys versoeke wat ons vinnig aframmel. Vader, ek soek dit en ek soek dat, en geef my kos en help vir my met dit en ek het die probleem en ek is bekommerd. Help vir my. Ons moet vir hom dankie sê, ons moet hom loof, ons moet hom eer. Gebed bestaan uit 'n klomp dele. Gebed is die suurstof van die siel. Ons kan nie ophou asemhaal nie, want dan gaan ons dood. So inasem op 'n geestelike vlak is om te luister na God. Wat sê hy in sy woord vir my? En dan reageer ek daarop deur uit te asem. Dan praat ek met God. Here, U het vir my dit gesê en ek wil so daarop reageer. Ek wil so lewe. As jy ophou asemhaal, dan gaan jy doodgaan. En as jy ophou bid, dan kwyn jou gees. Die tweede gewoonte wat ons moet aanleer is die van selfondersoek en rus. Psalmskrywer skryf in vers 7, ek moet nou tot rus kom. Here,
het my goed gedoen. Ons is so geneig om op hol te jag oor probleme en krisisse, en ons te bekommer oor elke moontlike ding in die bobbejaan agter die berg te gaan soek. Baie dikwels gebeur dit nie. Kyk terug na hoe dat die Here in jou lewe gewerk het. Hoe dat hy probleme opgelos het, hoe dat hy krisisse vir jou gehanteer het. En jy leer om te vertrou en rustig te wees, ook in moeilike tye en omstandighede. Hy sal jou nie in die steek laat nie. As hy vir Jesus aan die kruis laat sterf het, dan sal hy jou nie in die steek laat nie. In die historiese konteks het die skrywer deur 'n trauma gegaan, sy liggaam was siek, sy emosies was op loop, sy gedagtes het gehardloop met vrees van die dood. En maar nou dat die krisis verby is, nou besef hy ek moet rustig raak. Hy dalk nog gebewe van die skok. Hy moet sy siel dwing om stil te raak. Hy moet homself herinner aan die feite God het aan my goed gedoen. En hy sal steeds aan my goed doen. Ons lewe vandag se tyd in 'n wêreld wat rondhardloop. Ons kalenders is oorvol. Ons selfone lui aanhoudend. Ons koppe tol van bekommernisse oor môre en oormôre. Ons hardloop onsself geestelik leeg, want ons spandeer nie tyd om ons batterye te laai by die Here nie. Die gewoonte wat ons dringend moet aanleer, is die gewoonte van selfondersoek. Te sê, waarom is ek onrustig? Het ek afgeleer om op die Here te vertrou? Het ek geleer om te rus? Ek wil vir jou 'n bottel wys. Ek het hier so 'n bietjie modder ingegooi. 'n Bietjie grond. En u kan sien dit lyk nie baie mooi nie. Nou ons lewens is baie dikwels soos hierdie vuil water. Ek dink niemand sal dit terug wil drink soos dit so lyk nie. Ek ook nie. As ek nou die bottel skud, wat gaan gebeur? Hy lyk nog vuiler, nog slegter. Allerminst sal iemand dit nou wil hê. En dit is, as ek toelaat dat lewensomstandighede my lewe skud, dan begin ek so lyk want die bekommernisse neem oor en ek skakel die Here uit. Ek moet oppas daarvoor in ons lewe. Ons moet tyd maak om my selfoon af te skakel en tyd met die Here te spandeer. Om jou siel te herinner aan God se getrouheid in die verlede. En dan sak die bekommernisse en dan word jou geestelike visie weer helder om te sê, maar God gee uitkoms. Die derde gewoonte is die van publieke getuienis. Ek sal die beker van verlossing opneem in die naam van die Here aanroep. Die beker van verlossing is wat Jesus gedoen het toe hy vir ons sonde gesterf het. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Jy weet, dit is interessant as 'n mens Bybelstudie doen, dan is dit eintlik belangrik om meer as een vertaling van die Bybel te vat. Want daar's verskeie maniere waarop 'n spesifieke teks vertaal kan word. Daar's meer as een betekenis in die oorspronklike taal ingewerk en die vertalers toe baie dikwels, ons weet nie presies mooi om die betekenis na vore te bring nie. Kyk nou, as ons hier kyk na die ou vertaling, ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van die Here aanroep, en ons vergelyk dit met die 1983 vertaling, met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. Dis presies dieselfde vers, maar net 'n bietjie anders vertaal. Die betekenis bly naastenby dieselfde. In die ou nabye Ooste was dankbaarheid nie 'n private saak nie. As God jou gered het, dan gaan jy na die tempel, jy bring 'n dankoffer aan die Here. Die priester hou die beker met wyn omhoog, hy gooi dit op die grond uit en almal vier daarna fees, want hulle saam bly met daardie een. Dit laat vir my so dink aan die gelykenisse wat Jesus vertel het van die verlore skaap, wat die herder al sy skape laat staan en daai enetjie gaan soek en as hy hom terugbring, is daar groot blydskap. Die verlore muntstuk
'n vrou verloor 'n muntstuk. Sy het nie baie geld nie. En dan soek sy en as sy dit kry, dan roep sy haar bure bymekaar om vir hulle te vertel hoe opgewonde en dankbaar sy is dat sy daardie muntstuk weer opgespoor het. So ons moet in die teenwoordigheid van die hele volk ons geloftes aan die Here betaal. My dankbaarheid wys. Vir mense wys ek is nie iemand wat net moord en kla en fout soek en kritiseer en morbied en negatief is nie. Die Here het aan my goed gedoen en hy doen steeds aan my goed en ek is dankbaar daarvoor. En ons deel dit dan met ander mense. Weet jy wat 'n impak jou getuies op ander mense se lewe kan hê om vir hulle te sê, weet jy die Here het dit en dat vir my gedoen. Ons vertel vir mekaar hoe dat God kan ingryp, hoe dat hy omstandighede kan verander. Hoe wonderlik is om ons te bewaar. En ons het nie verskoning om nie te getuig nie. Toe Petrus en Johannes in die tronk opgesluit was, toe Paulus in die tronk opgesluit was, hulle nie gesit en sleg voel en ag dit gaan so sleg met my, ek voel so afgetakel. Nee, hulle het lofliedere gesing. Paulus skryf vir ons dat hy sy tyd gebruik het om teenoor die keiserlike soldate te getuig. Ons lees dit in Filippense 1. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Die feit dat ek opgesluit is, het die verkondiging van die evangelie bevorder. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Positiewe gesindheid as jou verhouding met die Here reg is, selfs in die grootste krisis en moeilikste omstandigheid. Dink aan jou getuienis, kan vir mense wat moedeloos geword het, mense wat nie meer kan sien vir die lewe nie, kan hulle moed gee en kan vir hulle ophef. Jy het die voorreg en die geleentheid om 'n geweldige verskil in die lewe van iemand anders te maak. Die gewoonte van oorgawe en diensbaarheid. Ek is die dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al u dienaar. U het my vrygemaak. Skrywer sê, u het my bande of my boeie losgemaak, die bande van die dood en siekte wat my vasgebind het. Ek is nou vry. En omdat ek vry is, kies ek vrywilliglik om vir u te dien, om my dank vir u te wys. In daardie bokkamer, daardie donderdag aand, toe Jesus sien nie een van die disippels is bereid om 'n belangrike taakie te doen nie. Want almal dink ek is so belangrik, wie gaan dit doen? Wie gaan dit doen? Wie gaan dit doen? Nie ek nie. Dis benede my waardigheid. Staan Jesus op, bind 'n handdoek om hom en hy gaan was hulle voete. Dis nie vernederend om te dien nie. Dis 'n voorreg, want jy eer God daarin. Ware vryheid in die koninkryk van God word gevind wanneer ons eie regte prys gee om die Here te dien en ander. Daar's 'n storie van 'n ryk man in die ou dae wat by 'n slawebesaar gestaan het en gekyk het hoe dat mense wat gevange geneem is opgevuil word en as slawe verkoop word. Daar's 'n jong man wat sy aandag getrek het en vir een of ander rede het hy aangetrokke tot hierdie man gevoel en gesê ek wil vir hom iets doen. Verkoop hom as slaaf en hy teken die dokument en hy gee dit vir die slaaf wat beteken jy's nou 100% vry, jy's nie meer 'n slaaf nie. Jy kan nou die res van jou lewe gaan doen wat jy wil. Weet jy wat het daardie slaaf gedoen? Hy het gesê omdat u my vrygekoop het, sal ek u die res van my lewe vrywilliglik dien. En dit is presies wat 'n gesonde Christen ook moet doen.
Ons dien nie vir God sodat ons gered kan word nie. Ons dien vir God omdat ons gered is. Omdat ons liefde en ons dankbaarheid vir hom wil wys. Ons gewoontes verander. Ek kyk nie meer na wat ek vir myself kan kry uit 'n situasie nie, maar hoe kan ek God en my naaste daarin dien en God vereer? So ons het gekyk na 4 lewensbelangrike gewoontes van 'n gesonde geestelike lewe. Dis die gewoonte van intieme gebed, stilte en rus vir jou siel, om tyd te maak om met God stil te wees, publieke getuienis saam in die geloofsgemeenskap en vrywillige diensbaarheid. En dis nie bloot 'n klompie reëls op 'n lysie nie. Dit is die doelbewuste antwoord van iemand se hart wat besef wat God vir jou gedoen het. Wat sal ek die Here gee vir al sy goedhartigheid aan my? Ons dink terug aan Jesus. Daar in die bokkamer waar hulle die nagmaal gehou het. Die loflied is klaar gesing. Die laaste note van Psalm 116 hang nog in die lug. Jesus sit die beker neer, hy staan van die tafel af op. Hy kyk na sy disippels en hy stap by die deur uit. Die donker nag in, pad na Getsemane. Hy het daardie aand nie net 'n lied gesing wat maar 'n lied gebly het nie. Hy het dit gaan toepas. Hy het dit gaan leef. Hy het die gewoonte van gebed gaan leef toe hy in Getsemane op sy knieë geval het, verskeie kere. Hy het die gewoonte van rus en vertroue geleef, toe homself volkome in die hande van die Vader oorgegee het. Hy het verskeie kere gebid, Vader, is dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. En dan bid hy, nogtans nie my wil nie, maar U wil. U dit wil hê, want U wil is die beste. Hy het die gewoonte van diensbaarheid tot die uiterste gevoer toe hy as ewige dienaar sy lewe vir ons afgelê het. Hy het gewys wat is ware diens, wat is ware omgee, wat is ware opoffering. Hy het op 'n stadium vir sy disippels gesê, groter liefde het niemand as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle vriende, julle doen wat ek julle beveel. Ons is vandag vry, omdat Jesus gehoorsaam was tot op die einde. Omdat Jesus daardie nag uitgestap het. Hy is vasgemaak, en omdat hy vasgemaak het, is ons losgemaak. Ons is los van die bande van sonde en die dood. Sit vanoggend hier in die kerk as mense wat vrygemaak is. Petrus sê vir ons, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. En dan vind ons in Openbaring 5 soortgelyke woorde. In die hemel word 'n lied gesing. U is waardig, en die U is Jesus. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het. Elke stam en taal en volk en nasie. Paulus sê vir ons iets baie belangrik. Hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Jesus opoffering het my lewe totaal verander. Ek hoop dat dit jou lewe ook totaal verander. Ons moet onsself diensbaar en bruikbaar vir hom stel, want ons is vrygekoop, ons is losgekoop, sodat ons verder vir God kan lewe. Jesus het 'n dierprys vir jou vryheid betaal. Wat doen jy met hierdie vryheid? Hoe lyk jou daaglikse gewoontes? Ek wil vir jou vra, kies een van hierdie 4 gewoontes wat jy hierdie week doelbewus kan toepas. Dalk die gewoonte van gebed. Ja,
om dalk net so 'n bietjie vroeër op te staan of iewers in die dag 'n oomblik te maak, waar jy bietjie meer tyd as normaal met God spandeer. Maak dit 'n gewoonte om deur die dag kort met hom te gesels. En jy hoef nie elke slag op jou knieë te gaan of jou oë toe te maak nie. Die Here ken jou binneste. Hy weet hoe jy voel en dink. Die gewoonte van rus. Maak tyd waar jy apart is en tyd met God kan spandeer. Jy kan dink oor sy goedheid en sy liefde en sy genade. Maak tyd vir getuienis en gemeenskap. Ek kan nie alleen Christen wees nie, ons het mekaar nodig om mekaar toe te rus en op te bou en aan te moedig. Ja, ons kan nie maar net 'n toeskouer Christen wees en verwag die ander moet alles doen nie. Skakel aktief in by die liggaam van Jesus Christus en wees diensbaar. En dis om vir die Here te sê, Here, hier is ek, u dienaar. Wys vir my vandag, wil u hê, dat ek met u liefde bedien. Die psalm sing is verby, die preek is klaar, die deure gaan nou oopgaan. En net soos Jesus en die disippels daardie aand, gaan ons die wêreld ingaan, en mag ons lewens hierdie week 'n loflied wees, wat wys dat ons vrygemaak is en dat ons aan God behoort. Mag ons lewens getuig van 'n gesonde verhouding met God, dat ons trane afdroog en ons voete van die valstrik gered het. Mag jy die genade van die Here ervaar. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons dank u. Alles is genade. Here, soos ons in die Psalm lees van geboorte tot wanneer u ons hemel toe vat, loop u die pad saam met ons. Ons is geen oomblik alleen nie. Tog vergeet ons dit baie keer. Ons laat toe dat bekommernisse en kwellinge oorneem. Ons raak bekommerd. Ons neem ons oë van u af. En dan sal ons soos Petrus toe op die water probeer loop het en sy oë van Jesus afgeneem het en gesien het hoe kwaai die golwe is, dan sal ons begin bang word en sink. Maar u red altyd daar om ons op te tel, om ons vas te hou, om ons te dra waar ons nie self kan loop nie. Leer vir ons om u ten volle te vertrou. En omdat ons in 'n verhouding tot u staan, Here, wil ons vir u bruikbaar wees. Ja, Here. Lei vir ons na mense waar ons u liefde kan wys en bewys. Lei vir ons na plekke waar ons bruikbaar vir u kan wees. Ons weet dat ons as Christene saam een groot familie is. Mag ons mekaar ondersteun en bemoedig en vertroos en versterk. Mag ons met ons getuienis vir mekaar moed gee en hoop vir die toekoms, want ons weet u is 'n lewende God. Vader, ek dink vanoggend aan siekes in ons gemeente. Here, u ken elkeen van ons, hanteer die lewe met ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.